Kom ons bestudeer die woord van God onder die preektitel, die liefde van God. Lang gelede het daar 'n konyngesin gewoon. Die babahaas het tot 'n ouderdom gegroei waar hy vlot kon praat en het nogal dierbaar gelyk. Eendag terwyl die pahaas en die babahaas in die veld geloop het die babahaas met sy pa gepraat. Papa, is jy baie lief vir my? Natuurlik is ek baie lief vir jou. Dan is jy so lief vir my. En hy het sy arms wyd uitgesprei. Om 'n baba te wees, maak nie saak hoe wyd hy sy arms gesprei het nie. Hulle het nie baie ver gestrek nie. So, toe hy gesê het, ek het jou selfs meer lief as dit, het die pa sy arms wyd uitgestrek, wat baie groter was. Die baba het gedink hy is meer lief vir hom. Toe hy egter sy arms met sy pa se vergelyk het, was hulle nie eers half so breed nie. So, dink hy, hoe kan ek wys ek is meer lief vir hom? Toe begin hy rondspring. Terwyl hy gesê het, ek is so lief vir jou, het hy probeer om so hoog as moontlik te spring. Maar omdat hy 'n baba was, kon hy nie baie hoog spring nie. Papa, hoe lief is jy vir my? Het hy gevra. Die pahaas het begin spring en gesê, ek is so lief vir jou. En so hoog gespring dat sy ore aan die hoë takke kon raak. Die baba kon nooit die omvang van sy pa se liefde bereik nie. Maak nie saak hoe hard hy probeer het nie. Deur hierdie kort verhaal wil ek vir julle sê ongeag hoeveel ons God liefhet. Ons kan nie eers die helfte, nie eers 1/10 of 1/100ste van die liefde van God vul nie. Ek het hierdie storie in 'n kinderboek gelees. Dit maak nie saak hoe lief kinders hul ouers het nie, hul liefde is beperk. Maar die liefde van 'n vader en moeder, hoe beskeie ook al getoon, is altyd groot. Dit beteken dat jy nie die hoogtes of breedtes van 'n liefde kan vergelyk nie. Daarom, laat ons tyd neem om te leer dat deur God se liefde reg te verstaan, ons die evangelie vinnig kan voltooi en al die regulasies van God getrou onder sy genade kan hou. In hierdie tyd, as iemand nie daarin slaag om God se liefde reg te verstaan nie, en bloot kerk bywoon, preek of betrokke raak by evangelie-aktiwiteite, kan hulle nie lank hou nie. Aan die ander kant, as ons God se liefde reg verstaan, kan ons hierdie evangelie werk vir selfs 1000 jaar voortsit. Anders sou dit uiteindelik 'n evangelie wees wat net vir ons eie vreugde verkondig word. Sonder om die betekenis van die ware evangelie wat God begeer te verstaan, sal ons dit net uitvoer. Dan sal ons moeg voel, swaar kry ondervind en ongelukkigheid ervaar. Daarom moet ons voortdurend die liefde van Vader en Moeder in al die leringe van die Bybel ontdek en met 'n hart vol vreugde en dankbaarheid getrou die pad van die evangelie bewandel. Kom ons bestudeer oor God se liefde deur na Johannes hoofstuk 3 vers 16 te blaai.
Kom ons kyk na hoofstuk 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het die wêreld en sy kinders in die wêreld baie lief gehad. Is dit nie hoekom hy as die enigste seun na hierdie aarde gekom het, sy liggaam opgeoffer het en sy kosbare bloed aan die kruis gestort het, sodat ons die vergifnis van sondes en verlossing kan ontvang nie? Dis die lering wat in Johannes hoofstuk 3 gegee word, is dat God sy kinders in die wêreld liefhet. Kom ons ondersoek in detail hoe God sy kinders liefgehad het deur Jesaja hoofstuk 53. Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 53 vers 1. Jesaja hoofstuk 53 vers 1. Wie het geglo wat ons gehoor het, en die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? Hy het soos 'n jong noot voor hom opgegroei, soos 'n wortelstok uit droë grond. Hy het nie 'n gestalte gehad, geen glans, dat ons na hom sou kyk nie, nie 'n goeie voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy is verag, deur mense verlaat, 'n mens van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir wie 'n mens jou gesig verberg. Hy is verag en ons het hom nie geag nie. Vers 4. Nogtans, ons siektes, hy het dit gedra, en ons smarte, hy het dit op hom gelaai. Maar ons het hom beskou as iemand wat gekastei word, geslaan deur God, en verneder. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Ons almal het soos kleinvee gedwaal, elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan. Maar die Here het ons almal se sondeskuld op hom laat neerkom. Hy is mishandel, maar hy het hom daaraan onderwerp en nie sy mond oopgemaak nie. Soos 'n skaap wat ter slagting gebring word, soos 'n ooi wat voor haar skeerder stom is. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Na onderdrukking en 'n vonnis is hy weggeneem, en sy lot, wie dink daaroor na? Ja, hy is afgesny van die land van die lewendes, vanweë die oortreding van sy volk het die slaam hom getref. Hulle het vir hom sy graf by goddeloses gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, alhoewel hy nie geweld gepleeg het, en bedrog nie in sy mond was nie. Maar die Here het verkies om hom te verbrysel. Hy het hom siek gemaak. As sy lewe dien as 'n skuldoffer, sal hy 'n nageslag sien en lank leef. Wat die Here wil hê, sal deur sy hand suksesvol wees. Na die swaar kry wat hy beleef het, sal hy sien, hy sal versadig wees aan sy kennis. My diensknegt sal hom as 'n regverdige betoon aan baie, en hulle sondeskuld, hy sal dit op hom laai. Daarom sal ek aan hom 'n deel gee onder baie, en met magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy lewe blootgestel het aan die dood, en by oortreders gereken is. Hy het egter die sonde van baie gedra, vir oortreders het hy ingetree. Hier is die toneel waar God deurboor is vir ons oortredings en ons ongeregtighede beskryf in die profeseë van Jesaja. Deur die profesie van Jesaja kan ons sien dat beide God die Vader en God die Moeder al die sondes van hulle kinders gedra het en sulke laste op hulle gedra het. Niemand het ons dit geleer nie, maar vanuit hierdie oogpunt het God daarna gestreef om sy kinders te lei en te red.
우리 자녀들을 이끄시고 또 살리시기 위해서 애쓰셨다는 것입니다. Die Bybel sê dat hy al ons ongeregtighede gedra het. 이러니까 성경 가운데 Daar is 많은 baie 계명이 gebooie in die 있습니다만 Bybel, maar wat is die grootste 가장 gebod? 큰 계명은 뭐라고 했습니까? Kom ons gaan na Matteus 22장 hoofstuk 35 22 vers 35. Hoofstuk 22 vers 35. Een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 Dit is die belangrikste en die eerste gebod. 계명이라고 이렇게 알려주셨습니다. 하나님께서 In vergelyking met God se liefde kan ons nie die breedte van sy liefde bereik nie. Maak nie saak hoe wyd ons arm strek nie. 벌리더라도 그 사랑의 넓이에 도달할 수가 없습니다. In vergelyking met God se liefde kan ons nie eers naby die hoogtepunt van sy liefde kom nie. Maak nie saak hoe hoog ons spring nie. 하나님께서 뛰시는 그 사랑이 근처도 갈 수 없는 이와 같은 입장이기 때문에 우리 모든 God het al ons sondes gedra sonder om ooit te sê, dit is ontstellend of dit is moeilik. 괴로워도 괴롭다 말씀 아니하시고 또 힘들어도 힘들다 말씀하지 아니하시고 우리 자녀들 God het alles net uitgestort om sy kinders van hulle sondes te red. 그 일에만 하나님께서 모든 것을 다 쏟으셨습니다. 마태복음 Dis wat sê 20장 Matteus hoofstuk 22 vir ons om te doen. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. 하나님을 사랑하시오. 이것이 모든 계명 Dit is die 가운데 belangrikste en die 제일 eerste 큰 gebod. 계명입니다 말이에요. 물론 그 Natuurlik is daar 계명 binne 안에는 hierdie grootste gebod ook die betekenis van sy vlees en bloed in die nuwe verbond pasga. 내재되어 있겠습니다만 무엇보다 Bovenal moet ons die evangelie uitdra en die liefde van vader en moeder behoorlik verstaan sodat ons binne volkome geloof kan optree. 믿음을 가지셔야 온전한 어떤 믿음 가운데 우리가 행할 수가 있는 것이죠. Sou ons dan nie in staat wees om God se pad te volg nie, 또 누가 알아주는 nie met 'n 하는 geloof wat 믿음이 bedoel 아니라 is om deur ander gesien te word nie, maar as 'n verhouding tussen God en myself. 하나님의 그 길을 온전히 또 따라갈 수 있지 않겠습니까? 예, 성경이 Die Bybel leer ons, wees lief vir die Here jou God. 사랑하시오. Dit is die eerste en grootste gebod 계명입니다. 하나님을 wat ons 사랑할 줄 aanspoor 아는 om die geloof te hê wat weet hoe om God lief te hê. 우리는 Wanneer 조그마한 ons selfs die geringste swaar kry in die gesig staar, sê ons, 고통스럽다. 내 하고 싶은 dis 대로 moeilik, voel 모든 ons 일을 onderdruk net 하지 omdat ons 못하는 nie 것 alles 때문에 kan doen soos 보답당하는 ons wil nie. 것 같고 말이에요. 이런 어떤 그 Om sulke gedagtes te hê, blyk die menslike natuur te 우리 wees. 사람의 어떤 본성 같습니다. 그러나 As ons 하나님께서 egter in ag neem dat God homself daarvan weerhou het om alles te doen wat hy ter wille van ons wou doen en sy lewe daaraan toegewy het om ons te red, 우리 자녀들을 살리는 일에 당신의 평생을 moet ons nie net die grenslose opoffering en liefde van vader en moeder net in terme van die bloed wat aan die kruis vergiet is, verstaan nie. 그냥 십자가에서 흘리신 보혈의 피 정도로만 이해해서는 안 되겠습니다. 예. 그보다도 Ons moet in ag neem dat ons vandag bestaan en die nuwe verbond is gebore deur 'n selfs groter opoffering. 우리가 탄생되었다는 것을 생각할 때 우리가 Maak nie saak hoe lief ons vader en moeder het met ons hele hart, met ons hele verstand en met ons hele siel nie. 하나님은 그보다도 활동이 더 큰 God se 사랑으로 liefde is veel groter as die liefde wat ons vir God het. 우리가 하나님을 향한 그 사랑보다도 더 높은 사랑으로서 Ons moet dit nooit vergeet nie. 주신다는 것을 꼭 잊지 않는 모두가 되셔야 되겠죠. 그 하늘 Wanneer ons die liefde van ons hemelse ouers verstaan, herwin ons nie ons oorspronklike toestand nie. 다시 되찾지 않습니까? In 1 Korintiërs hoofstuk 15, wat sê dit sal op die laaste oomblik gebeur. Ons sal almal in 'n japtrap verander word. Die glorieryke dag wanneer ons sterflike liggame in onsterflike liggame verander sal word, behoort vinnig te kom. En die mees deurslaggewende faktor daarin is om die liefde van God korrek te besef. Om ons toe te laat om in die pad van vader en moeder te loop, het God ons die sending gegee om te preek, nie waar nie?
Al die heiliges reg oor die wêreld is ywerig besig om hierdie werk uit te voer. Of dit nou in meer gunstige omgewings of in minder gunstige omgewings is, almal se situasie verskil. Maar persoonlik glo ek diegene wat die evangelie op meer uitdagende plekke verkondig, kan God se liefde meer intens voel. Natuurlik is dit goed om die evangelie in 'n gunstige omgewing uit te dra. Maar wanneer ons evangeliewerk in meer uitdagende omstandighede doen, kan ons vader se opoffering en moeder se swaar kry in die vroeë dae ten volle leer. Daarom is die preektitel van vandag die liefde van God. Aangesien die heiliges van die vroeë kerk God se liefde diep verstaan het hulle dit as 'n groot eer beskou om martelaarskap in Romeinse amfitheaters te trotseer, wanneer hulle aan talle vervolgings onderwerp is en voedsel vir leeu's geword het. Laat ons oopmaak vir Handelinge hoofstuk 20. Handelinge hoofstuk 20 vers 22. En kyk, nou gaan ek gebind deur die Gees na Jerusalem, sonder om te weet wat daar met my gaan gebeur, behalwe dat die Heilige Gees van stad tot stad aan my bevestig het dat gevangenskap en swaar kry op my wag. Maar ek heg geen waarde aan my eie lewe nie, solank ek my lewenstaak en die bedieningsopdrag wat ek van die Here Jesus ontvang het, kan voltooi, om kragtig te getuig van die evangelie van die genade van God. Apostel Paulus kon hierdie soort geloof hê toe hy God se liefde ten volle verstaan het. Hy kon dus praat asof dit 'n klein ding is om sy lewe af te lê vir die evangelie. Kom ons gaan aan na hoofstuk 21. Kom ons kyk na hoofstuk 21 vers 10. Terwyl ons 'n hele paar dae daar oorgebly het, het 'n sekere profeet met die naam Agabus uit Judea daar aangekom. Hy het na ons toe gekom, Paulus se gordel gevat en sy eie voete en hande daarmee vasgebind en gesê: So sê die Heilige Gees, op hierdie manier sal die Jode in Jerusalem die man aan wie hierdie gordel behoort, vasbind en in die hande van die Jode oorgee. Toe ons dit hoor, het ons en die plaaslike mense Paulus gesmeek om nie na Jerusalem op te gaan nie. Daarop het Paulus geantwoord: Wat probeer julle bereik deur te huil en my hart te breek? Ek is bereid om nie net gevange geneem te word nie, maar ook om in Jerusalem te sterf ter wille van die naam van die Here Jesus. Beide die ingesteldheid van apostel Paulus en die geloof van die heiliges van die vroeë kerk het groot liefde vir God getoon. Net omdat hulle in Jesus geglo het, het hulle verskeie strawwe op nasionale skaal in die gesig gestaar, insluitend om as menslike kerse gebruik te word. Maar hulle het nie probeer om sulke straf te vermy nie. Hulle het eerder gesê: Hoe groot is die liefde van God? Hulle het begeerte na Christus en die hoop op die koninkryk van God gehad. Hulle geloof het altyd gesentreer op leringe soos: Jy mag nooit jou geloof verloor nie, selfs al probeer iemand dit van jou wegneem, want die ewige koninkryk van die hemele sal joune wees. Hulle is bespot, geslaan, in kettinge gesit en gevange gehou, gestenig, in twee gesaag, deur die swaard gedood en in armoede, verdrukking en mishandeling geleef. Sulke situasies is nie eens 100ste so geneig om nou onder ons te voorkom nie. In hierdie tyd het God die omvang van vervolging wat die vroeë kerk ervaar het, verminder. Selfs in sulke omstandighede het hulle geloof ononderbroke gebly omdat hulle daagliks die liefde van God onthou het.
이렇게 또 살다가 보니까 아무리 Daarom, maak nie saak 핍박이 hoeveel hulle vervolging en swaar kry ervaar het nie, hulle het nooit hulle geloof teenoor God laat vaar nie. 결단코 중단할 수가 없었던 것입니다. 예. Kom ons kyk na die 초대교회의 그 situasie van die 상황과 vroeë kerk. 그 상태를 좀 더 봅시다. Kom ons kyk na Romeine 35 hoofstuk 절의 8 vers 말씀 35. 로마서 Romeine 8장 hoofstuk 8 35 vers 35. 누가 Wat sal 우리를 ons van die 그리스도의 liefde van 사랑에서 Christus 끊으리요? skei? 환난이나 Swaar kry of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. 적신이나 위험이나 칼이랴 기록된 바 Soos daar geskryf staan, ter wille van U word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping. Wat? Ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Daar is niks in die wêreld wat ooit die band van liefde kan sny wat die verband tussen God en ons is nie. Aangesien die lede van die vroeë kerk dit verstaan het, was hulle bereid om die pad van geloof te stap wat nie gemaklik was nie. 아니라는 어떤 생활이 제공되지 않는 이와 같은 믿음의 길이라 할지라도 Hoeveel sterre is daar in die heelal? Selfs in sterrestelsels wat honderde biljoene tel, is daar reeds baie sterre soortgelyk aan die aarde en die son. Daar is soveel as 200 miljard sterre wat die aarde onbeduidend laat lyk. 그 안에서도 지구라고 하는 존재는 보잘것없는 존재인데 Tog het Hemelse Vader en Hemelse Moeder vir ons na hierdie aarde toe gekom. Net die feit dat hulle gekom het, vul ons met dankbaarheid. Die heiliges van die vroeë kerk het besef dat niks hulle ooit van die liefde van Christus kan skei nie. Maak nie saak hoe kosbaar dit mag wees nie. Wat het hulle gekry, aangesien hulle die gees van liefde en liefde vir God reg verstaan het? Hulle het geloof gekry. Wat het hulle nog gekry? Hulle het hoop op die koninkryk van die hemel gekry. Ons moet God lief hê. Sonder liefde vir God kan ons geloof nie groei nie en hoop kan nie ontstaan nie. Dus, hoe moet ons God lief hê? Met ons hele hart, siel, verstand en krag. Jesus het gesê, dit is die eerste en die grootste gebod. As die liefde van God nie binne ons bestaan nie en nie verstaan word nie, kan ons nooit hierdie geloofspad stap nie. Soos Judas Iskariot sal ons halfpad verraai of misluk om die evangeliepad te voltooi en weghardloop na die wêreld. Ons sal in die stryk van sulke dwaase geloof trap. Alhoewel God 'n vreedsame lewe in die hemel kon geniet het, het hy in die vlees na hierdie aarde gekom. Dit dui op sy vasberadenheid om vir ons te lei. Ten spyte van die bespotting van die mense, het Vader en Moeder besluit om ons tot die einde toe te beskerm. Die heiliges van die vroeë kerk het verstaan dat hulle bestaan moontlik gemaak is deur hulle heilige opoffering en liefde. Hulle kon dus 'n geloof besit wat die wêreld nie waardig was nie. Ook in hierdie tyd het ons 'n groot sending van God ontvang om die evangelie in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde te verkondig. Soos ons vroeër in die boek Handelinge gesien het, het apostel Paulus sy lewe as onbeduidend beskou in die volledige vervulling van God se sending. Wie sal ons skei van die liefde van Christus?
세상에 Apostel 어떤 Paulus het 것이라도 beklemtoon dat niks in hierdie wêreld ons ooit van die liefde van Christus kan skei nie. 하나님께서 우리에게 베풀어 Hy het 주신 gepraat 그 van hoe 사랑이 ondenkbaar dit is 얼마나 om voor te 크고 stel om die 무한대한데 diepgaande liefde van God te laat vaar of om dit te behandel asof dit niks is nie. 없는 것처럼 말살시키려 하다니 있을 수가 없는 일이라 하는 것이죠. 이랬기 Om 때문에 hierdie rede was die apostels en profete, saam met al die heiliges van die vroeë kerk, nie bang vir enige sosiale nadele nie. 사회적인 불이익의 위험 가운데서도 조금도 그런 것을 두려워하지 않았습니다. 하나님의 사랑을 As ons nie God se liefde 이해하지 verstaan 못하는 nie, gee ons 가운데서는 maklik op. 그런 것이 쉽게 자꾸 포기됩니다. 아버지 어머니께서 Sonder om te weet wat 날 위해서 vader en moeder vir 뭘 ons 하시는가를 gedoen het. 알지 못하는 가운데 그냥 오늘 Ons sal 토요일이니까 dink vandag 교회 is 가는 Saterdag, 날인가 보다. so ek moet kerk toe gaan en sal net gaan, nie vir ons redding en vergifnis van sondes nie, maar vir ons leiers. 인도자 얼굴을 봐서 이건 Dit is 상당히 nogal die 잘못된 verkeerde rigting. 방향이라고 봅니다. 하나님의 As ons 사랑을 verseker is van God se liefde, 확신하시고 moet ons onsself afvra, 하나님께서 hoe lei 우리를 God 어떻게 ons? 이끌고 계시는가? 또 우리 Watter 위해서 soort heerlikheid 하늘에 het hy in die hemel 어떤 verlaat 영광을 om na 다 hierdie 버리시고 aarde te kom? 이 땅에 오셨고 우리 죄를 Watter 위해서 soort offer het hy vir ons sondes verdier? 속죄의 그 길을 희생의 길을 걸어가셨는가? 이런 것을 Ons moet hierdie 하나하나 dinge een vir 나같이 een oorweeg, 생각하시면서 net soos dit in Romeine 우리도 hoofstuk 이제 8 staan. 로마서 8장에 나오는 말씀과 같이 세상의 Nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping. 아무 피조물이라도 우리를 Ons sal 위해서 kan skei van die 그리스도 liefde van God in Christus 예수 안에 Jesus, 있는 ons Here. 하나님의 사랑에서는 결단코 끊을 수 없다. 그 어떤 Maak nie 시험이 saak 와도, watter beproewings 혼란이 of 와도, vervolging oor ons pad 핍박이 kom nie. As ons 하나님의 God se 사랑을 liefde onthou, 늘 기억할 수 있는 우리 모두가 될 때 het hy beloof om ons terug te lei na ons 영원한 hemelse 천국 고향으로 vaderland. 다 돌아오게끔 이렇게 인도하신다고 하셨습니다. 그 모든 Sluit die nuwe 가르침이 verbond nie al daardie 녹아 있는 leringe 것이 in nie. 바로 새 언약 아니겠습니까? 예, 새 언약 In die 그 nuwe 지위 verbond is daar Christus se vlees en bloed van opoffering wat God se liefde 희생의 impliseer. 피가 있고 그리스도의 그 살이 그 속에 녹아 있습니다. 살을 떼어 우리 Aangesien die 자녀들을 liefde wat sy kinders 살리시고 deur sy vlees en bloed red binne die nuwe verbond bestaan, 살리시는 그 사랑이 새 언약 moet ons die 진리 안에 bepalings 있기 때문에 daarvan getrou nakom 우리는 tot die 새 언약의 einde 이 toe. 율례와 규례와 법도를 세상 끝날까지 더 소중하게 잘 지켜야 되겠고 Laat ons 'n dankbare hart hê vir die liefde van God binne die nuwe verbond en tot hierdie besef kom, soos dit opgeteken is in Romeine hoofstuk 8. 그리스도의 사랑 안에서 Niks in die wêreld kan ons skei van die liefde van Christus nie. 우리를 끊을 수 없다라는 이런 이제 깨달음이 이제 우리에게 있어야 되겠습니다. 우리를 Hoeveel moet 얼마나 God ons lief 사랑하시고 hê om na hierdie 얼마나 aarde toe te 아끼시길래 kom? 이 땅까지 오셨을까? Waarom het God talle kere deur die Ou Testamentiese tye die offer vir ons geword? 그 수많은 희생의 어떤 제물이 되어 주셨을까? Dit is as gevolg van daardie talle opofferings dat die nuwe verbond tot stand gekom het. 탄생하게 된 것이 Almal, dit is nie sommer uit die niet geskep nie. Dit is nie net eendag in Markus se boekkamer geskep met die woorde: "Hierdie brood is my liggaam en hierdie beker is my bloed van die nuwe verbond nie." Vanuit die fisiese oogpunt mag dit so lyk, maar in die geestelike wêreld is die voorwaardes vir die totstandkoming van die nuwe verbond uiteindelik deur God se ontelbare offers vervul. 비로소 새 언약이라는 것을 세울 수 있는 조건을 이제 갖추시게 된 것입니다. Wanneer ons die regulering van die offers in die Ou Testament en al die geloofshandelinge deur die apostels in die Nuwe Testament in ag neem, 모든 어떤 그 믿음의 그 행적들도 전부가 sien ons dat geloof ontstaan het uit volmaakte liefde vir God, en deur hierdie geloof koester hulle hoop vir die hemel. 존재하게 되었고 또 그 믿음을 통해서 천국에 대한 소망을 가질 수 있었다는 것을 우리가 또 생각할 때 주변에 Daarom hoop ek dat eerder as dat ons geloof afkoel as gevolg van enige laster om ons, dit eerder elke dag sterker sal word deur ons liefde vir 하나님에 God. 대한 사랑으로 날로 더 자라날 수 있는 신앙이 다 되어 주시길 부탁드립니다. 우리의 Maak nie saak hoe 하나님을 groot ons liefde vir 사랑의 God is nie. 뿌리가 Dit kan net so 아기 wyd wees soos 'n baba as wat sy 어린아이 arms 팔의 uitstrek. 크기밖에는 될 수가 없죠. 그리고 Maak nie 아무리 saak hoe hoog 우리의 ons liefde vir 사랑이 God 높다고 is nie. 하더라도 Dit kan nie die hoogte van 'n 아기 baba 크기가 se 되는 sprong oortref 그 nie. 정도의 점프밖에는 하나님을 향해서 더 할 수 있는 사랑이 없습니다.
그러나 Tog, al 하나님께서는 gee God aan ons sy 큰 ontsaglike 사랑을 liefde, 주시면서도 het hy nie 표현을 안 daarmee 하시고 gepronk nie. 나타내지 아니하시고 내가 너를 As hy 이만큼 elke dag sou sê, 사랑했다고 ek het jou so lief 날마다 gehad, 우리에게 얘기하신다면 우리는 그 sal ons dalk 사랑의 oorweldig 어떤 word deur die 가지수와 omvang en kwantiteit 거기에 van sy liefde. 짓눌려 버릴 수가 있을 것입니다. 아무 말씀 God het ons stilweg 하지 lief 아니하는 gehad 가운데 sonder om 'n enkele woord te 참히 sê. 우리를 아끼시고 사랑해 오신 하나님이십니다. 예, 그걸 Ons moet voortgaan om dit te ontdek en onsself af te vra. 우리도 아버지 어머니를 위해서 Wat kan ons vir vader en moeder doen? 어떻게 기쁨을 Hoe 드릴 kan ons 것인가? vreugde en eer aan 어떻게 hulle 영광을 gee? 돌릴 것인가? 이 점을 Ons moet hierdie vrae in 생각하시면서 gedagte hou en daarna streef om teruggetransformeer te word in die heerlike toestand wat ons eens geniet het. 있도록끔 노력하셔야 되겠습니다. 예, 그 Onder 가운데 hierdie 가장 is die 중요한 belangrikste aspek die liefde van 아버지의 vader 사랑, en moeder. 어머니의 사랑이라고 되어 있습니다. Wanneer 아버지의 ons die 사랑, liefde van 어머니의 vader 사랑을 en moeder besef, 깨닫는 그 순간 우리는 영원한 kan ons 천사의 omskep 모습으로 word in ons oorspronklike 본래의 pragtige 어떤 그 toestand 아름다운 as 모습으로 engele, 변모될 수가 있습니다. 초대교회 met die hoop dat ons die 성도들보다도 leiding sal neem om 신뢰가 die 더 wêreld te 강한 red met geloof, 믿음과 더 강한 사랑과 liefde 강한 en hoop 7 소망을 keer 가지고 sterker as die van die 세계를 heiliges van die 구원하는 vroeë 일에 kerk, 앞장설 수 있는 여러분과 제가 wil ek graag 되기를 vandag se preek 부탁드리면서 afsluit. 말씀 이것으로 마칩니다. Dankie. 감사합니다.